Ons fokus vandag op antibiotika en hoe om dit veilig en verstandig te gebruik. Dr. David Hyams kuier vanoggend hier om 'n paar vrae te beantwoord en natuurlik ook wenke te gee hoe om dit reg te doen. Dok, goeiemôre. Môre Pieter. Ek is so bly jy's daarom al so bekende gesig hier by ons, hoor. Ja, ek voel asof ek deel van die span is. Baie dankie. Jy hoef nie so te voel nie, jy is. Baie mense sê ook deesdae jy moet antibiotika heeltemal vermy. Is dit waar? Is dit nie waar nie? Is dit 'n mite? Nee, daar is definitief 'n mite. Ek meen van dit penicillin ontwerp is of ontdek is in 1928, is daar redelik baie lewens gered en ons lewensverwagting baie verleng, ek dink deur die gebruik van oordeelkundige gebruik van antibiotika. En wanneer is antibiotika regtig nodig dat dit sal werk en wanneer is dit nie nodig nie? Ja, so antibiotika werk net teen bakterieë. So meeste van ons gewone siektes soos 'n verkoue en 'n hoes en 'n keelseer en 'n loopmaag en sulke goedjies is maar virusse, so dit sal definitief nie werk vir dit nie. En dis wat baie mense nie besef is, dit is net spesifiek vir 'n bakterieële infeksie en nie 'n virusinfeksie of 'n parasietinfeksie of 'n swaminfeksie nie. Dit is vir my baie interessant, want ek het nogal baie mense gehoor wat sê nee, ek het nou verkoue of dit of dat, ek moet op antibiotika klim. So dit doen dit eintlik verkeerd. Nee, verseker. Ek dink dit is maar wat ons probleem was in die laaste paar dekades, is mense het onnodig antibiotika gebruik en nie reg gebruik nie. En dis waar ons dalk 'n bietjie kan praat oor die weerstandige issue en goed 'n bietjie later ook, ja. Nee, maar jy moet maar asseblief terwyl dit nog in 'n ou se gedagtegang is, laat ek hoor, jy weet, ek wil ook weet wat gebeur presies in 'n ou se liggaam as jy dit gebruik. Nee, ek dink as jy wel 'n bakterieële infeksie het, dan die hele rol van die antibiotikum is om daai bakterieële wand af te breek en die DNA van die bakterieë te versteur dat hy nie kan verder vermenigvuldig nie. En dan neem jou eie immuunstelsel oor om die res van die infeksie te veg. So dis wat gebeur in jou liggaam. Jy weet basies, maar dit gaan obviously jou virus en jou som het heeltemal 'n ander struktuur wat nie, enigstens beïnvloed word deur antibiotika nie. Jy sien, dit is hoekom julle ouens al die papiere het en die jare swat en dan nog deurlopend die ding doen. Want ek sien net hierdie oorlog wat binne in 'n ou se liggaam plaasvind, jy weet, in jou darmstelsel en. Hoekom is dit ook belangrik om jou kursus te voltooi al voel jy beter? Ja, ek dink dit gaan oor dat jou antibiotika, obviously met al die navorsing, 'n sekere konsentrasie in jou lyf moet hê vir 'n sekere tyd om daai bakterieë dood te maak. So as jy nie lank genoeg te drink en jy drink nie die regte doserings nie, dan kan 'n mens maar obviously nou nie daai kiem doodmaak nie. Jy slaan hom dalk plat, maar jy maak hom nie dood nie. En interessant, saam met dit ook, hulle sê dit dra by tot antibiotika weerstand. Right. So met ander woorde, raak jy nou te gewoon daaraan en dan het dit nie meer die effek nie. Dis presies dit, want dis nie jy self wat weerstand opbou, maar die bakterieë self ontwikkel meganismes om, basies die antibiotikum teen te staan. So daar is sekere ensieme wat hy kan ontwikkel en dit maak dat die antibiotikum nie meer effektief is nie. So dit is eintlik die bakterieë wat nou homself beskerm. 'n Mens moet tog ook vir jouself sê, as jy die hele tyd 'n medisyne gebruik of in hierdie geval die antibiotika en dinge raak nie beter nie, dan moet jy ons maar verder gaan delf, of jy moet met jou geneeskundige dan ons nou oordeelkundig die ding gaan bekyk en beloer, dat jy net nie die hele tyd op dieselfde pille bly nie. Nee, verseker. Ek dink ons probeer altyd, nie dieselfde antibiotikum in die laaste 3 maande gebruik, en dit help ook meer, om weerstand te verhoed ook. So wat gebeur met jou liggaam as jy nou besig is om nog steeds aktief te wees en te oefen en jy's nog ook op die antibiotika kursus? Ja, ek dink dis maar ook 'n bietjie van 'n misverstand, want mense dink as hulle op antibiotika is, mag hulle nie gaan oefen nie. Dis letterlik net as jy 'n ernstige virale infeksie soos 'n ordentlike influenza of 'n griep, waar jou rustende hartspoed baie hoër is as wat dit moet wees, en dan om te gaan oefen kan jy maar hartspieraantasting en sulke goed kry. Obviously, as jy siek is, moet jy dit maar rustig gevat dat jou immuunstelsel kans kry, maar dit gaan nie oor die antibiotika gebruik nie. Ja, so jy is daarom gesond genoeg, so minder nie daai verskoning weer gebruik van, jy weet ek is op antibiotika. Dok, sê dit gou vir my, jy het al baie keer by ons kom kuier uiteraard, waar kan mense vir jou kry, waar kan hulle bietjie by jou kom kuier, as hulle ook bietjie meer wil uitvind of net gesond wil raak? Nee, daar sê baie dankie, my hoofpraktyk is in Menlyn Mines, Central Square, daar in Menlyn.
So die webtuiste is maar www.himsdoctors.co.za en dan obviously jy weet ek dink daar het ons nou obviously die travel clinic ook wat ons nou al die reismedisyne wat ons oor gepraat het, maar enigiets wat GP verwant is ook, hanteer ons. Vreeslik baie dankie vir daai blik wat jy vir ons gesit het op die gebruik van antibiotika. Nou ja, van die mediese veld oor na die sportveld. Arnold gesels net hierna met die uitvoerende hoof van die Vodacom Bulls. Bly ingeskakel want hier gaan die dinge gebeur. Ek hou altyd van die sport en die sports saam met Arnold. Goeiemôre, good morning, waar jy ook al mag wees. Ek is Arnold Geerts en ek gesels nou met Edgar Rathbone, die uitvoerende hoof van die Vodacom Bulle. Edgar, baie dankie vir jou tyd, waardeer die vroeg opstaan soos altyd. Julle is deur 'n moeilike tydperk, is die waardeur die drif met die afgelope 2 wenne dinge omgedraai, dink jy? Ja, kyk Arnie, ek meen sport gaan altyd maar in siklusse, nê. So ek het, jy weet mense sê baie vir die span, daar's sekere stappe waardeur jy moet deurgaan om tot by so of peak performance te kom. En ek dink die toer was belangrik vir ons, jy weet, is 'n bietjie uit die drukkoker van Pretoria uit gewees vir 'n rukkie en ouens het regtig tyd gehad om goeie tyd saam te spandeer. En ons was gelukkig om 2 goeie resultate te kry, ja. Dis natuurlik moeilik vir 'n ou soos 'n nuwe afrigter soos Johan Ackerman om in te kom, want daar was deelduidelik groot dramas en dit vat tyd voordat 'n mens jou voete vind, nie waar nie? Ja, en ek meen ons is verseker nie in die besigheid van enige verskonings maak nie, maar daar's natuurlik 'n paar goed wat 'n rol speel daarin, jy weet, nie 'n ordentlike afseisoen gehad nie, Springbokke wat baie toetse gespeel het en so aan. So die realiteit van die saak is vir hier van nou af tot in Junie is eintlik maar die besigheid einde van die kompetisies en beide kompetisies en ons is nog in beide, jy weet, so dis 'n positiewe aspek. Daar was 'n massiewe polemiek oor die Springbok hulpafrigters wat kom help het by julle en 'n hele paar van die ander spanne het op en af gespring. Hoe het jy daai ding gesien en hoe het dit vir julle uitgewerk? Nee, ek meen die realiteit van die saak is elke span het daai opsie om uit te reik na SA Rugby toe. En dit was letterlik 'n gesprek tussen Akkers en Rassie om te sê, luister, dit is meer fine-tuning as om te kom sit en afrig en te help met game plans en die tipe goed, jy weet. So dit was baie positief geweest. Dit is positief vir ons spelers om ook met daai afrigters te werk en te weet hulle oë is op hulle. So ja, so dit was baie goed vir ons geweest. Ek wil jou graag vra, ons kan almal duidelik sien, Springbok rugby is meer gesond as ooit en om eerlik te wees, ek wil spog deur te sê, hulle is sonder twyfel by 30% die beste span in die wêreld. Waar dink jy is ons provinsiale rugby op hierdie stadium gemeet teenoor wêreldrugby? Ja, ek dink ons het unieke uitdagings. Jy weet, ek dink ons lees nou baie in die media van dat ons moet gaan na 'n globale seisoen toe en so, want ons moet aftyd kry vir ons spelers. Maar ek dink as mens gaan kyk wat oor die laaste paar jaar in provinsiale rugby gebeur het en privaat ekwiteitsgeld wat in die groot unies ingekom het, is dit tog 'n groot rede vir die sukses wat by die Springbokke gebeur. Jy weet, die belegging onder gee vir ons resultate bo. As jy kyk na die nuwe reëls wat ingestel is vir spelers wat moet rus, dis natuurlik 'n wonderlike ding. Ons hoor nou jy het my vroeër gesê Kane en Moody sukkel nog steeds met harsingskudding. Dis natuurlik 'n goeie ding, maar dit sit natuurlik ander druk vir julle op, want die volgende vlak se speler moet reg wees om te kan instap op 'n Springbok soos Kane en Moody se vlak en die job kan doen, nie waar? Ja. Nee, 100%, jy weet, en dit is weer eens tussen die rusperiodes en tussen Springbok wat weg is, kry die jong speler baie geleenthede, jy weet, en ek dink daar's 'n paar veranderinge wat hierdie seisoen nog gaan gebeur in die kalender wat vir daai jong speler, die 20-21-jarige ouetjie meer geleentheid gaan gee. En dan sien ons ouetjies soos Cheswell Jooste wat op 19 in die VRK klaar gedei, jy weet, en goeie rugby speel. So die talent in Suid-Afrika is ongelooflik. Ek is baie geïnteresseerd om met jou hieroor te gesels. Rowan Orke was 'n goeie speler, maar toe hy uiteindelik Springbok word, is daar 3 of 4 stappies ekstra van toe af tot nou toe. Nou is hy wêreldklas. Wat dink jy gebeur in so 'n geval? Ek dink dit is net daai bevestiging vir jouself dat jy goed genoeg is op die einde van die dag, jy weet. So as jy dit op 'n hoër vlak kan doen om af te kom na teoretiese laer vlak is altyd so 'n bietjie makliker. Ek meen soos
Dis soos die 1 minute mile. Vandat die eerste keer gebreek is, dan is dit vinniger daarna, jy weet. So ek dink dis daai, maar ook, ek meen, mense moet krediet gee aan die Springbok afrigters en wat hulle met daai spelers bereik. Ons het gepraat van Jan Hendrik Wessels ook, jy weet, die tyd wat hy by die Springbok spandeer en terugkom na ons, is hy net 'n beter speler, jy weet, so dit is goed. So dit klink vir my na, jy praat van selfvertroue, in jouself glo. 100%. Net daai, soos ek sê, 'n bevestiging op die einde van die dag. Dis ongelooflik hoe die brein werk, né? Laastens voor ons tot sins sê, dis natuurlik 'n grootte met die leeu's wat vir julle lê en wag oor die naweek. Wat kan ons na uitsien? Kyk, 'n Jekska derby is altyd mos 'n interessante ene, soos twee boeties wat teen mekaar speel, so dit bring altyd so 20-30% beter uit. Uit die aard van die saak hoop ons as 'n goeie ondersteunersbasis op Ellis Park die naweek. En ons het selfvertroue. Albei spanne het gelukkig albei terugkom van huself, so daai faktor is maar dieselfde. Ek dink ons albei gaan weer bietjie by die hoofveld moet aanpas. Ek dink dit gaan jy weet, as die Leeu's hou van 'n vinnige pas speel, so dit gaan maar 'n vinnige wedstryd wees en die spanne gaan 'n keer moet ken. En hopelik, met groot respek teenoor julle almal, gaan dit nie weer 'n gelykop uitslag wees in 3 in 'n ry vir die Leeu's nie, né? Kom ons hoop so, ja. Edgar, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Sterkte vir die res van die seisoen. Ons weet en hier in Pretoria is dit heel duidelik, julle is die room van die room, so sterkte vir julle almal. Waardeer dit. Dis dan Edgar Rathbone wat die uitvoerende hoof van die Vodacom Bulle is, en dit was goed om te hoor dat dinge goed gaan in die kamp en na daai eerste 2 wenne. Soos ek gesê het, is die waar miskien net so mooi deur die drif. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning en bly net hier, want hierna praat ons met 'n groot hond. Ja, ek weet nog nie mooi wat dit beteken, jy sal moet ingeskakel bly.